Baie welkom by die tweede koffiekuier van die jaar. Welkom Henry. Dankie. Ons het verlede week afgeskop met die begin van Handelinge, so 'n inleiding gegee oor Handelinge, wie die skrywer was, min of meer wanneer dit ontstaan het en vandag gaan ons voort met hierdie gesprek uit die baie opwindende boek van Handelinge. Maar kom ons sluit net eers die oë en dan gaan ons voort met hierdie boek. Here Jesus, dankie dat ons uit die woord uit kan lees. Dankie dat ons so saam kan leer en groei en vers vir vers hierdie boek kan tackle en kan weet dat dit ook nog steeds vandag vir ons iets leer. En mag ons saam leer ook in hierdie jaar. Amen. Ek gaan nou vir ons lees van Handelinge 1 van vers 9 af. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, het hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal een gesin vol hart, saam 'n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die wat sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê: Broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moet vervul word. Hy is as een van ons gereken en het ook gekies om 'n aandeel in ons werk te hê. Maar hy het die gids geword wat die vir Jesus gevange geneem het. Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldrama genoem. Dit beteken bloedgrond. In die boek van Psalm staan daar: laat sy woonplek leeg word, laat daar niemand daarin woon nie. Laat 'n ander sy amp oorneem. Daar moet dus nog 'n getuie wees van Jesus se opstanding wat by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Hulle stel toe 2 voor, Josef wat ook Barabbas of Justus genoem word en Matthias. En die gelowiges het gebid. Hy wat die harte van almal ken, wys die een wat uit hierdie 2 verkies het om ons as apostel te dien, wat Judas leeg gelaat het toe hy gegaan het en na waar hy hoort. Hulle het toe geloot en die loting het vir Matthias aangewys. So het hy gekies as die 12de apostel. Ons sê ek kan vir baie lank oor hierdie stukkie preek en praat. Dink ek het begin met die hemelvaart. As ek oor die hemelvaart lees, en ek het een keer by 'n kleuterskool geopen en in my lawwigheid baie jonk vra ek vir die kinders, hoe dink hulle het Jesus opgevaar hemel toe? Ja. En een seentjie sê my onmiddellik met 'n space rocket. So elke keer as ek oor die hemelvaart dink ek is opgevaar met 'n space rocket. Ja. Want ons weet nie eintlik presies hoe dit moes wees of hoe dit gelyk het nie. Ja, en ek dink wat ons sien in hierdie hoofstuk, en ek dink dit sluit mooi aan by Jesus se hemelvaart, is die fokus op die Heilige Gees. Ja. En Jesus het opgevaar dat alles met sy teenwoordigheid gevul kan word. So hierdie, ons sien in reg deur Handelinge dat mense deur die krag van die Heilige Gees, dat hulle dinge doen wat menslik onmoontlik is, dat mense genees word, dat mense tot bekering kom. En dis belangrik dat Jesus se hemelvaart moes gebeur sodat die Heilige Gees kon oor alle mense kom. Ek dink dit is 'n belangrike ding. Skus dat jy so in die rede val, die hemelvaart is nie Jesus se werk wat opbou nie. Dis eintlik Jesus se werk wat vergroot, wat meer word, wat eintlik in 'n tweede fase ingaan, of seker in 'n derde fase as mens die skepping alles daarvoor in. Maar dis 'n groter verwydering van Jesus se werk, want mense op aarde kan ons maar net op een plek wees en ewe skielik is dit baie groter. Ja. En ek dink
interessant dat die disippels, hulle staan en kyk en hulle weet of nie wat om te doen nie en dan kom die twee die mans in wit klere daar by hulle aan en sê, wat kyk julle? Hy het opgevaar, gaan maak soos wat hy gesê het. En ek dink dis 'n goeie boodskap vir ons ook vandag. Nie net staan en kyk nie, gaan doen wat die Here ons voorgeroep het. Ja, wat interessant is eintlik die laaste keer, as ek dit nou reg het kan onthou, wat ons met engele te doen het in die Nuwe Testament. Want van hier af is die Heilige Gees tot ons beskikking. So daar hoef nie meer boodskappers gestuur te word om God se woord te bring, want nou is God in ons. En dis 'n groot skuif, want mense sal vandag vra, maar hoekom sien ons nie meer engele nie? En ek dink ons sien, en dis 'n gesprek vir 'n ander dag, definitief nie in wit klere en vlerke en allerlei vreemde goed maar ja, daar kom 'n skuif in hoe God met mense werk. Ja. En as ons bietjie aangaan, gaan ons sien, elke keer as daar so 'n skuif kom in God se werk, gebeur daar nog 'n dramatiese verhaal, wat ons by Ananias en Safira kry. Maar ja, daar kom 'n definitiewe skuif in God se manier van werk op aarde. Dit was my interessant ook dat, dis nou nie 'n groot ding nie, maar sommer Jesus se broers was ook by gewees daarso. En hulle was mos in sy leeftyd, was hulle half, ek dink seker bietjie skepties gewees oor hom, maar na sy opstanding is hulle is convinced. Dat en ek dink as jy jou eie boetie glo, en glo dat hy die Messias was, boeties en sissies maar mekaar se grootste ondersteuners, maar ook mekaar se grootste critics. Ja, definitief. En net daai is vir my baie mooi dat sy ma was daar saam met hulle gebid en ook sy broers. Dit my sommer nou toe ons dit lees opgeval. Dat selfs in Jesus se eie familie was daar, hulle het geglo. Dit gebeur nie sommer nie. Ja, en dis belangrik om dit vir 'n oomblik raak te sien, want in die Katolieke Kerk is daar nog steeds sekere dele wat sê, maar Maria is net Jesus en Jesus het nie boeties en sissies gehad nie. So ek verstaan nie lekker hoe lees hulle hierdie tekste nie. Maar hy het broers gehad, hy het 'n sussie ook gehad. En die broers is Jakobus en Judas wat ons die later die boeke van skryf, en hulle speel 'n groot rol in die kerk in Jerusalem. Een van hulle word dan 'n groot leier in die Jerusalem, vat voor in Jerusalem as kerk, definitief. Jakobus begin sy boek mos met Jakobus dienskneg van Jesus Christus. Hy sê nie broer van Jesus Christus nie. My sussie sal nie hulle self voorstel as dienskneg van Henry nie. So, daar moes regtig iets in Jakobus se hart gebeur het. Ja, definitief, hulle is nog aan die boevertrek wat aan Markus se ma behoort het. Markus wat die evangelie skryf, Markus, wat later saam Paulus op die boot klim, wat ons gaan lees en dan afklim, by die eerste stop en sê, Paulus is bietjie te veel, en dan later die evangelie skryf, maar nog steeds daai noue band, wat tussen hulle is. En dan net weer die lys van disippels, ek meen, dit is vir my altyd, as ek aan die kerk dink, en ons verlede week gepraat oor die Handelinge kerk, maar as ek aan Jesus se disippels dink, en hoe ongelooflik uiteenlopend hulle was, van 'n seloot, groot, sterk, ek sê altyd hulle was die EFF gewees van Israel, tot by Matteus wat 'n tollenaar was, wat die eintlik Israel uitverkoop het en aan die ander kant gaan werk het en alles tussenin, dan sien ons moet dit maak werk. As Jesus dit kon maak werk tussen hierdie verskillende mense, dan moet ons dit maak werk. En dan belangrik die getal wat genoem word, wat sê hulle 120, 150, ek het dit gelees, nou kan ek nie onthou nie. En dan gaan ons ewe hier na die uitstorting sien ons hoe vinnig die kerk groei, daai ongelooflike groot, maar om te sien hier 120 waarmee hulle nou hier besig is en dan daai vinnige groei van die kerk aan die begin. Ja. Iets wat ook interessant is in hierdie deel is die disippels wat dan 'n plaasvervanger vir Judas kies. En hulle trek looitjies, so looitjies te trek, moet ek ook seker sê is Bybels. Maar ek sê dit nou nie elke dag noodwendig doen nie. Maar 'n interessante ding wat ek raak gelees het wat iemand al gesê het is dat dit was nie noodwendig God se plan dat hulle self 'n plaasvervanger moes kies nie, maar dat Paulus was eintlik die plaasvervanger gewees, wat ons nou later in Handelinge sy conversion storie sal lees, maar dat die Here al klaar besig was met 'n plan om Judas te vervang as disipel en so. Maar ek seker die Here het nog steeds vir hierdie Matteus ook gebruik. Ons lees nie baie oor hom nie. Maar God gebruik mense, maar hy was ook in beheer daar besig met 'n plan om Paulus reg te kry vir bediening.
Wat interessant is ten minste die NG Kerk doen nog steeds loting. Ja. Met die beroeping van 'n leraar. As Ja. jy stem en hulle is die tweede keer, ek kan ook nou nie eers meer mooi onthou nie. Die tweede keer as die stemme gelyk is Ja. en dan die derde keer 'n lot. As 'n 'n loting. vorige kollega van ons Noemie Hansie Ja. was met 'n loting hiernatoe Wow. beroep. Met hulle dis voor my tyd het Ja. hulle vir my gesê. Ja, so dit interessant. is nog steeds in die kerk kry mense dit nog na 'n paar kere dan kan hulle nog steeds loot. En ek dink dis interessant dat jy Paulus noem. As ons Paulus se briewe lees, dan sien ons dit was Paulus se groot ding gewees. Is dat hulle hom nooit beskou het as 'n apostel nie. Ja. Want hy sê ons elke keer ek is 'n apostel en ek is apostel want ek het die Here gesien op die pad na Damaskus. Ja. Maar die ander wou hom nooit 100% aanvaar nie. Ja. En party van die ouens gaan so ver as om te sê maar hulle dink dis Paulus se doring in die vlees. Is dat hy altyd met hierdie stuk onsekerheid geloop het, maar is ek regtig goed genoeg? Dit is eintlik so hartseer. Ja, so maar hulle kies vir Matthias en hy doen sy ding. Ja. Nee, en hulle het aksie geneem. Ek dink dis ook 'n mooi ding wat ek hierso sien. Hulle het tyd eers gespandeer in gebed en so en toe het hulle aksie geneem en baie skrifgetrou. Al twee daai dele wat is Petrus wat dit hierso aanhaal was uit die psalms uit wat hy dit aanhaal met 'n bewustheid dat dit geïnspireer is deur die Heilige Gees. En dan neem hulle aksie. So dis ook mooi. Ja, en ek dink ons sien waar ons hulle laas gekry het in die bovertrek. Ja. Bang, onseker, tot waar hulle hier is. Ons kies nog een om die werk voor te sit. Ek meen hier's 'n plan. Ons gaan hierdie ding laat werk. Waar het hulle laas weggekruip? Hulle is bang. En na die uitstorting van die Heilige Gees en ons sien dit net al hoe meer hoe dit uitspeel in Handelinge, hoe braaf hierdie eerste Christene is. En ek dink partymal dat ons het nogal daai braafheid verloor as ons maak die Heilige Gees klein want ons is bang. Ons is bang vir wat mense gaan sê. Ons is bang vir die nagevolge van om radikaal vir Jesus te volg en van hierdie klomp bang tieners met allerlei dom planne met tye. Petrus wat 'n oor afkap en sink in die see en nie verstaan nie en nie weet presies wie Jesus is nie. Tot waar ons hier kom en hoe hulle net dink die Engelse woord boldness wat ontstaan. Dit is altyd vir my as ek Handelinge lees dan is dit so dit is ongelooflik die skuif in mense as die Heilige Gees regtig van jou besit neem. Ja, en dit was nie sommer net iets wat hulle gedoen het so aan die kant van hulle gewone dag tot dag bestaan nie. Dit het hulle lewens oorgeneem. En dan as jy so oortuig is oor iets dan dit kan net die Heilige Gees wees wat jou sal dryf tot om jouself heeltemal te verloon en om jou kruis op te tel en Jesus te volg. Dit het hulle regtig iets gekos om Jesus te volg. Dit het lewe gekos. Nie een van hulle stap daar uit nie. Almal van hulle sterf vermartel dood. Die laaste een behalwe Johannes. Johannes word ouer, maar Johannes, ek meen mos nou sê die ouens is op 'n stadium in olie gedoop. Warm olie het hy gebrand het en toe word hy weggevoer na Patmos toe. Maar hy oorleef, maar die ander een word afgeskil en middeldeur gekap en 'n ander so en dit sê ook iets van die passie waarmee hulle geglo het in wie Jesus is. Want jy gaan definitief nie middeldeur gekap word of onderstebo gekruisig word as jy nie glo dat Jesus regtig opgestaan het nie. En dat hy regtig die Messias en die seun van God is nie. Van die bang jong manne tot hierdie ouens is definitief die oorneem van die Heilige Gees. Ja, en dis ook een van die grootste bewyse dat dit nie net 'n storie is wat opgemaak is nie. Mense sterf nie vir 'n storie nie. Mense sterf vir iets waarna hulle regtig glo, as hulle regtig gesien het Jesus bestaan. Dan lê jy jou lewe af vir hom, nie vir 'n conspiracy theory nie. Nee, ek dink ook en as mens hierdie lees en mens gaan lees oor die vervolgde kerk in China en in nou dramaties is in Indië, dan sien mens dat wanneer die kerk onderdruk is, dan groei hy altyd. So dalk is dit net te maklik vir ons. Ons het te gemaklik geraak in ons geloof dalk. Definitief, definitief. Nou, sal jy vir ons afsluit? Dis reg. Baie dankie dat jy saam gekyk het en saam geluister het en ek sien uit na die volgende paar hoofstukke. Kom ons sluit die oë.
Here Jesus, dankie dat U opgevaar het in die hemel in, maar dat U nie nou weg is nie, maar dat U in elkeen van ons harte leef deur die Heilige Gees. Dat U saam met ons is, dat U ons lei elke dag. Here, ek bid, maak ons bewus daarvan dat U by ons is. En Here, help ons om ook soos die apostels om tyd in gebed te spandeer, om regtig U hart te soek, U wil vir ons lewens te soek. En Here, help ons om dan ook oor te gaan tot aksie, soos wat hierdie mense oorgegaan het tot aksie, dat hulle gehoorsaam was. Here, help ons om ook gehoorsaam te wees, om onsself tweede te stel en om U te volg. Here, ek bid, sal U ons weer 'n honger gee vir U, sal U vir ons 'n regtige braafheid gee om U te volg. Here, dat ons nie bang mag wees vir wat mense dink, vir wat die wêreld dink nie, Here, maar dat ons U mag volg met alles. Here, dankie dat ons weet dit kom nie uit ons eie uit nie, maar dat U vir ons krag gee deur die Heilige Gees. Here, help ons om U te volg. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.